Ek wil vandag met ons iets deel wat vir my so openbaring was in hierdie week. Want dit is iets wat die Here in my ontsluit het om te besef wie hy my geroep het om te wees in hierdie tyd. So wie hy elkeen van ons geroep het om te wees in hierdie tyd. Ek gaan praat oor 'n dieper plek van verstaan van intersessie. Maar voor ek daar kom, wil ek hierdie gedeelte met ons deel. Ons weet almal, ek en jy is die lig van God. Johannes 7 het Jesus gekom met die fees van tabernakels. Hy het homself openbaar as die lig van die wêreld en as die water wat lewe gee. En ek en jy in die gees verstaan dit goed, want Jesus is die lig en die woord van God is die water. Maar as ons kyk in die fisiese, wat is die parallel daarvan? Wat beteken dit vir my en jou om die lig van God te wees? Ek wil vir julle 'n gedeelte lees wat een van die rabbies in die Torah reading hierdie week gelees het, wat vir my so openbaring was, en ek wil hê julle moet dit elkeen vir julleself in julleself inneem. Hierdie is nie net 'n woord nie, hierdie is 'n woord om vir my en jou te verduidelik, wat beteken lig en dan wat beteken ons as die lig van God? Light is the first thing the Holy Spirit introduced into the universe, Genesis 1 verse 3. And it is the first thing we take for granted. Het enigeen van julle al gewonder of het vanoggend lig gaan word? Het enigeen van julle al gewonder in die nag as jy ingaan badkamer toe en jy skakel die lig aan, of die lig gaan aankom of nie? En dis nou nie 'n vergeet van Eskom en van die load shedding. Maar ons neem dit van selfsprekend, ons dink nie daaraan nie. Ons dink nie, hoekom word dit lig nie? Ons dink nie as ek die lig aanskakel, wat gebeur met die lig nie? En dan wil ek, voor ek aangaan om te lees, 'n belangrike ding sê. Hierdie, ek kan dit nie bulbs noem nie, maar hierdie ligte van ons hier in die kerk. Nie een van hulle probeer om 'n lig te wees nie. Enige gloeilamp wat jy het, daar's niks wat daai gloeilamp doen om lig te wees nie. Daar's geen performance nie, daar's geen voorbereiding nie, daar's geen geleerdheid nie, daar's absoluut niks wat daai lig doen om 'n lig te wees nie. Die posisie wat jy inneem, koppel jou aan die kragbron van daai lig. En dit het alles met die kragbron te doen, niks met my en jou te doen nie. Maar kom ons kyk, wat beteken dit om die lig van God te wees? Without light there can be no photosynthesis, which means there can be no crops, no orchids, no vineyards, no gardens. Without light there is no beauty, no color, no spectrum, no rainbow. Without light, there can be no depth perception, no dimensional comprehension, nor visualized understanding. Without light, the human body does not incorporate vitamin D. Without light, there could be no sense of time, no circadian rhythm, and no order to either our sleep or wake cycle. Without light, the evaporation, condensation cycle would collapse in itself. Without light, winter temperatures would be unbearable. Without light, we would have no use or signage, roadways or traffic lights. I dare say we could not be alive for long if light was permanently removed from our environment. All we would have then would be darkness. Nou wil ek 'n stukkie van 'n wetenskaplike website wat ek sommer net geneem het lees.
Light is essential for life on Earth, primarily by powering photosynthesis for plants, the base of the food web, enabling vision to perceive the world, regulating human circadian rhythms for sleep and mood, and providing warmth and energy like vitamin B synthesis and solar power that drive ecosystems and technology. Without it, the Earth would be a frozen, dark, and lifeless planet, as it is the fundamental energy source for nearly all biological and many physical processes. Ek sit en ek dink aan wat die Here vir my hier wys, en ek onthou, toe ek in die ou standaard 3 was, het ons wetenskap gehad, en daar het ons geleer oor energie, op die vlak wat standaard 3's geleer is. En ek onthou, hierdie stelling was in my ingegrafeer, die son is die bron van alle energie en lewe. En ek lees hierdie hele gedeelte van lig en wat lig veroorsaak op aarde en hoe noodsaaklik dit is. En ek kyk na alles wat lig doen en ek trek dit terug na ons geestelik. Ek en jy dra die bron van alle lewe in Jesus Christus op aarde vandag, geestelik. Besef julle dit? Nie een van ons kan probeer wees wat hierdie beskrywing gee nie. Ons kan nie lewe voortbring nie, ons kan nie enigiets aanraak met wie ons is nie. Ons kan dit nie voorberei nie, ons kan nie dit doen nie, ons kan nie dit manifesteer nie. Maar omdat ons lig is, daai prosesse outomaties is aan die gang gesit as deel van God se skepping toe hy lig geskaap het. En daarom, ek sê vir die intercessors baie keer, ons is so ingestel om te kyk na wie ek is. En dan word jy in die oggend wakker, Rhoda, en jy het 'n hele klomp goed wat jy wil doen, en goed wat jy in jou huis moet doen, in jou loopbaan, in jou werk, en alles moet doen. En dan voel jy nie altyd lus om te doen wat jy moet doen nie. En jy kan beplan, en jy kan werk, en jy kan effektief wees. Maar om die lig van God te wees, beteken ons is ingekoppel by 'n kragbron wat deur ons werk en deur ons vloei, soos en wanneer dit God behaag. En daarom kan ek en jy instap, in ons werk wees, in ons besigheid wees, by ons boerdery wees, en dit wat ek en jy dra, gebruik God om mense en om die hele heelal aan te raak, sonder dat ek en jy dit weet of iets kan byvoeg of iets kan wegneem. Dis hoekom Petrus gestap het en die woord sê, sy skaduwee het op mense geval en hulle is genees en hulle is bevry. Petrus het nie vir hulle gebid nie, Petrus was net die lig van God wat geskyn het op daai donker plekke in die mense se lewens. Besef julle hoeveel keer gebruik die Here my en jou sonder dat ons dit weet. En ek is so dankbaar daarvoor, want ons as mense, as ons dit weet, gaan ons die eer daarvoor vat. Ek weet, ons gaan voel mooi so. So wanneer ons kyk na hierdie plek wat die Here ons wil laat fokus in hierdie tyd wat ons op aarde lewe, wil hy ons laat fokus op wie God in ons is en wil wees, sodat ons sal ophou dat ons omstandighede, wat die vyand baie keer gebruik om baie uitdagings vir ons te gee, ons demp en laat dink, ek is nie 'n goeie kind van God nie, ek is nie effektief nie. Natuurlik is daar sekere plekke waar ek en jy keuses moet maak, vir die Here en vir sy koninkryk. Maar die grootste gedeelte gaan oor wie hy deur ons is, sonder dat ek en jy dit weet.
En dis vir my een van die grootste bevrydings wat daar vir my kan wees. God gebruik my ongeag wie ek is, wat my geleerdheid is, wat my tekortkominge is. Hy gebruik my as sy lig, soos en waar dit hom behaag. Is dit nie wonderlik nie, julle? Hierdie is vir my so 'n nuwe plek van 'n ek wil die Here behaag met my lewe. Ek wil nader aan my bron lewe. Want kyk net, wie het hy my geroep om te doen? Nie een van ons verdien dit om die lig van God te wees nie. Maar hy het ons geroep. En die oomblik toe ons hom aangeneem het, is ons ingeskakel by die kragbron van alles. En nou wil ek kom by intersessie en gebed. Hoekom is intersessie en gebed so belangrik vir my en jou as kinders van God? En ons moet weet dat in die Ou Testament het God die Israeliete geleer hoe om hulle dag te begin, om te bid, Shama. Ons almal weet wat dit beteken. In die Nuwe Testament het die disippels besef dat Jesus se krag is in sy verhouding met sy Vader en sy gebedslewe. En hulle het gesê, leer ons hoe om te bid. Nie hoe om wonderwerke te doen, hulle het besef dat gebed is sy verhouding met God. En gebed is daai plek waar ek en jy God erken vir wie hy is en dit in ons lewe intrek. Ek het gaan kyk na die Hebreëse woord van intersessie en ek wil so bietjie ons fokus op dit vat om vir ons 'n opgewondenheid te gee oor gebed en intersessie. Die woord vir intersessie in die Hebreëus is paga. Nou as ons die woord gaan bestudeer van wat paga beteken, dan beteken dit 'n koneksie met God homself. Hy is die krag wat die antwoord van elke gebed na vore bring. Maar wanneer ek en jy kom en wanneer ons onsself gee vir die Here in intersessie. As ek kom en ek wil kom bid vir Pastor Isaac en hy het 'n krisis in sy gesin. En ek kom en ek sê, Here, ek wil kom as u kind, as u intercessor, en ek wil nou vir Isaac en sy gesin in hierdie probleem voor u bring. Wat in die gees gebeur, is dat God kom self op die toneel. En God konnekteer ek aan met my gebed aan Isaac en daai probleem. En alles wie God is, word vrygestel in daai probleem as 'n antwoord. So ek en jy het die vermoë om God te konnekteer aan mense, aan situasies, wanneer ons bid. Wanneer ons bid, kom ons vat iemand wat op almal se lippe is, vir Donald Trump. Ek en jy hoef hom nie te ken nie. Ek en jy hoef nie te weet wat hy reg of verkeerd doen nie. Ek en jy kan kom en sê, Here, ek as u kind kom met die salwing wat u vir my gegee het om intersessie te doen vir hierdie wêreldleier. En ek bid nou dat u koneksie hier, alle verkeerde counsel, alle verkeerde, wat is die Afrikaanse woord, raadgewing, sal stilmaak. En dat u sal ontsluit u goddelike raadgewing vir hom, om te doen wat u hom geroep het om te doen. Die krag wat ek en jy dra, om deur gebed en intersessie, in te gaan in elke plek in die wêreld, waar die Here ons roep om dit te doen. Ons hoef nie paspoorte te hê, om Amerika of Israel toe te gaan in die Knesset nie. Ek en jy kan deur die gees van God, deur ons koneksie aan God, en deur te bid, kan ek en jy in die gees daar wees, saam met God se gees. En ons kan wat God wil doen, vrystel in 'n situasie. Is dit nie fenomenaal nie?
nodig is as ek en jy begin bid. En dan moet ons seker maak dat wat ek en jy bid, is Vader God se wil. En nie ons politieke oortuiging, ons emosionele stand, of ons opinie en ons persepsie van sake nie. Wat my verstand baie keer te bowe gaan. In Amos 3 vers 9 staan daar: Ek gaan niks op aarde doen wat ek nie eerste vir my profete gee om uit te spreek nie. God verander nooit. Hy bly dieselfde, gister, vandag tot in alle ewigheid. As hy gekies het om te skep deur woorde in die begin, Genesis 1, dan doen hy dit nog vandag. Maar vandag kom God en ek en jy is sy ligdraers, wat ingeskakel is by die kragbron, wat al die skepende krag deur ons kan laat vloei, soos en wanneer hy ons wil gebruik om te bid. En daarom sê hy, op aarde gaan hy niks doen, as hy dit nie deur ons doen nie. Wat 'n verantwoordelikheid is dit net nie. Wat het hy gedoen toe hy vir Jeremia geroep het? Ek het dit al so baie gelees, dat ek net sien of ek die skrif hier het. And the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day appointed you to oversight of the nations, of the kingdoms, to root out and to pull out, to destroy and to overthrow, but to build and to plant. Jeremia is 'n man, 'n profeet van God, soos ek en jy. Hoekom sê ek ons is profete? The Spirit, Jesus Christ is the Spirit of prophecy, sê die boek van Openbaring. En ek en jy is vandag Jesus Christus vir God op aarde. En dit is wat God in en deur ons wil doen. Maar ons het soveel godsdienstprogrammering oor wie ons dink ons is. Want elke plek van mislukking, elke plek waar ons wag en dink, nee, wag, ek het misluk, maar die Here sê, nee, ek laat jou wag, want ek doen nog 'n werk in jou, ek bou nog jou karakter. Elke plek waar die beloftes nog nie geland het nie, dink ons, nee, wat die Here het my vergeet. God is 'n waarmaker van sy woord. Maar baie keer is ek en jy nog nie in die plek en die posisie vir God, om daai tydlyn oop te maak nie. En dan laat dit ons op 'n plek kom waar ons onsself evalueer en dink, nee, wat daar's baie ouens wat kan bid in die kerk. Daar's baie goeie intercessors, daar's baie goeie geestelike leiers deur die wêreld. Die Here het vir my en jou geroep in die plek waar ek en jy is om te bid. En Jakobus sê vir ons so goed, die plekke waar ek en jy nog nie het nie. Hy sê, julle het nie want julle vra nie. Daar sekere plekke waar ek en jy opnuut weer God moet vertrou, vir al daai drome wat hy vir ons het. Ek het die begin van die jaar begin en vir julle gesê, hierdie is 'n jaar wat die Here sê, daar is baie plekke en beloftes wat nog nie in vervulling gekom het nie, wat ons lank voorwag, en dat hierdie 'n jaar is wat baie gaan deurbreek, en ons sal sy hand sien. Ek glo dit met my hele hart, en ek wil saamstem met wat Jesus Christus, my persoonlike intercessor, aan die regterhand van Vader God, vandag vir my bid. En ek hoef nie altyd te weet wat hy bid nie, wanneer hy het nie vir my openbaar nie, maar ek kan saamstem daarmee. 'n baie belangrike ding, wat baie mense mee sukkel, is ons grenslyne. God het ons elke een geplaas, en as ons Josua 11 en 14 gaan lees, dan sien ons die voorbeeld wat God gegee het. Net soos wat God nasies geroep het, en 'n grondgebied gegee het, het hy vir my en jou ook hier op aarde 'n grondgebied gegee. Maar een van die dinge wat die vyand 'n meester in is om ons grenslyne te kom breek, of te kom verbuig, of te kom verlê.
Op 'n plek van intersessie kan ek en jy na God toe gaan en sê, Here, U het my geroep, U het my hier geplaas. Ek wil vandag na U toe kom en vra. Elke plek waar my grenslyne deur mense, deur myself en deur die vyand verlê is of gebreek is, as ek skuld het daaraan, dan vra ek vergifnis vandag. Maar ek wil vandag kom saamstem in intersessie met die grenslyne wat U om my gesit het, die grondgebied wat U vir my gegee het. En ek weier van vandag af om toe te laat dat die vyand grondgebied by my kom steel of by my familie kom steel in die naam van Jesus. Een van die belangrike plekke wat ons moet besef, en dis die woord wat die Here vir my gee. Ons as intercessors is geoefen om te bid. Gebeur iets in die land, ons is almal daar, ons bid en dis reg en is goed en dit is 'n plek. Maar ons neem nie die plek van intersessie in ons persoonlike lewe nie. En jy hoop maar jou goed gaan uitwerk soos dit moet uitwerk. Ek en jy het die krag en die autoriteit om saam met God te stem vir dit wat hy in ons lewe wil toelaat. Maar ek en jy moet deur ons mond dit begin bid en dit begin proklameer. En vir hom vra, waar is die plekke waar U wil hê ek moet goed verander in my lewe? En laat ons dit dan verander. Maar laat ons sal begin lyk soos wat God ons geroep het om te lyk. Daar's 'n wêreld daar buite wat verlore gaan. Daar's 'n eindtyd kerk wat moet opstaan in die krag, in die integriteit en die waarheid van God se woord. Dat die wêreld kan sien wat is daar in hierdie mense se lewens. En as enigeen van ons 'n sekere probleem het, gaan ek na iemand toe gaan wat daai selfe probleem gehad het en dit opgelos het in die Here. Want ek weet, hy het 'n wenresep, hy weet wat om te doen. En dit is wat die Here met ons wil doen. Ek het 'n paar keer gesê, daar is 'n 5de evangelie, en dis ek en jy. En in hierdie tyd, wat ons ingaan, gaan die Here meer en meer sy lig op ons en deur ons laat skyn, sodat die duisternis kan verdwyn, waar ek en jy 'n reg volgens God het, om ons voete neer te sit en te lewe. Hierdie is so 'n belangrike plek, ons moet weet, God het spesifiek vir elkeen van die stamme van Israel grondgebied gegee. Ek en jy is nie as aliens of sommer net in 'n familie geplaas hier op aarde nie. Ons moet geslagte lank die grondgebied inneem wat God vir ons gegee het. Geestelik en fisies, want dit is sy doel vir ons op aarde. Wanneer ons kyk na grenslyne, is daar so 'n paar grenslyne wat die Here my gegee het om te bid vir al jare terug, wat ek altyd bid, ook saam met die intercessors. Sagaria 2 vers 5, For I myself will be a wall of fire around it, declares the Lord, and I will be the glory within. Besef jy dat wanneer ons in God se wil is, dan sê die Here, ek is soos 'n muur van vuur om jou. Ek is jou grenslyn. En my glorie sal in jou mure wees. Omdat jy wil toelaat dat jy lyk soos wat ek jou geroep het om te lyk. Spreuke 30 vers 5. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. He will cover you with his feathers, Psalm 91, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampart. As ek en jy kyk na die grenslyne wat God vir ons gegee het, dan beloof God ons, hy beskerm dit, hy bevestig dit, maar hy is dan ons beskerming op daai plek, en sy glorie is dan binne in ons, en binne in ons lewe. Ek weet nie van julle nie, maar ek het dit so nodig in my lewe. En ons weet dat sy woord sê dan, dat dit is 'n
skuld rondom ons. Ek het verlede week Job 37 vers 2 tot 5 het ek aangehaal en ek wil dit weer lees. Wat beteken dit as ons paga en ons roep die Here aan? Die oomblik as ons dit doen, dan kom die Here se stem en hy kom spreek in daai situasie. Jesaja 55 vers 11 sê, wanneer my woord uit jou mond uitgaan, beloof ek God, dit gaan nie leeg terugkeer nie. Dit gaan doen presies waartoe dit gestuur is. Want dis my woord en ek sal my woord in vervulling bring. Besef julle wat 'n krag het ons in gebed en intersessie. En dit is die plek waar die vyand ons die meeste aanval, biddeloosheid. Want hy verstaan wat is die krag daarvan. O hear the roar of his voice and the sound of rumbling that goes out of his mouth. Under the whole heaven he lets it loose and is lightning to the ends of the earth. After it his voice roars. He thunders with the voice of his majesty. He restrains not his lightnings against his adversaries. When his voice is heard, God thunders marvelously with his voice. He does great things which we cannot comprehend. Wanneer ons bid en God sy woord uitstuur as 'n antwoord, dan is dit letterlik soos weerlig. Ekskuus, ek wil net hier 'n skrif uithaal wat die Here vir my gee. Soos wat God antwoord en soos wat hy kom en 'n situasie kom verander omdat hy op die toneel gekom het. Ek wil net gou hierdie skrif vir ons kry. Dat ons kan die krag verstaan van wat in my en jou opgesluit is. Net so 'n bietjie. In Job is daar 'n skrif wat die Here al vir my 'n paar keer gegee het om te bid, wat vir my so verstommend is. Kry nie die aanhaling nie, ek dink is Job 29 of Job 30. Natasha, ek sal bly wees as jy vir my daai skrif op die groep sit, waar die Here kom en sê, dat wanneer jy bid vir iemand wat ongered is, jy bid, nie daai persoon nie, dan bring jy my op die toneel, en dan gaan ek 'n persoon red, volgens die reinheid van jou hande. Wat 'n fenominale skrif is dit net nie. Die Here sê, as ek en jy voor hom kom, met iemand wat nie gered is nie, en ons kom bid en ons kom paga vir hierdie persoon, dan sal God na vore kom en hy sal daai persoon red. So die oomblik as ek en jy dit doen, kom God se krag in werking in daai persoon, of hy dit kan verstaan of nie, maar die Here sal in hom en in sy gees, in sy emosies, begin redding bewerk. En dan kom die woord en sê, dis soos 'n brandhout wat uit die vuur gered word. So God sal kom, en hy sal met daai persoon deel, omdat jy gebid het, en jy reg staan, en jou hande voor God reg is, sal die Here kom, en hy sal iemand wat nie gered is nie tot redding bring. En dis die krag wat ek en jy het, as kinders van God, as ligdraers van God, om te staan en God te konnekteer met situasies en mense, sodat God 'n werk kan doen daar. Natasha, het jy die woord? Kom ek lees dit net gou vir ons. Job 22. Ek wil dit vir ons net lees hier. Ja. You will make your prayer to him, and he will hear you, and you will pay your vows. You shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you, and the light
of God's favor shall shine upon your ways. When they make you low, you will say, there is a lifting up, and the humble person he lifts up and save. He will even deliver the one for whom you intercede, who is not innocent. Yes, he will be delivered through the cleanness of your hands. Wat 'n krag het ek en jy om in gebed aan God verbind te wees. Kom ons vra hom om ons in hierdie plek opnuut te leer hoe om te bid en wat om te bid vir 2026. Kom ons vra hom in daai plekke waar ons weet mense is onder die beheer van verkeerde invloede, om daai verkeerde counsel stil te maak en sy goddelike counsel te ontsluit daar. Dis die krag en die vermoë wat hy vir my en jou gee, deur intersessie en gebed. En wanneer ek daaraan dink, dan voel dit vir my, asof wat ek myself net wil humble voor hom. En dan ervaar ek net dat die vrees van die Here op my is, want ek besef God vertrou ons met sy woord en sy geheimenisse in 'n wêreld wat verlore gaan. Amen. Wie van julle het 'n woord, skrif wat by julle opkom? Al wat ek vandag oor wil praat is, hierdie lering wat aan die Franse gee vandag, het ek gesien uitspeel in my lewe die afgelope 2 jaar. Hierdie wat mense besef, dat ons is die wessel wat die Here se lig deurskyn, maar die Here is die bron. Die oomblik wat ek besef het dat dit die waarheid is, het my lewe omgedraai. Die lering wat vandag gegee is nie net nog 'n lering nie. Hierdie voel ek is die eerste stap om nader te kom waar die Here ons almal wil hê om te wees. En ek het 'n getuienis van dit in my eie lewe. Kyk of daar iemand op Zoom is wat ook wil praat. Toe Tannie Fransie oor die lig gepraat het, toe herinner die Heilige Gees my aan hierdie stuk van Dr. Anna Mendes Ferrell, van haar boek Eat My Flesh and Drink My Blood. Ek wil net so 'n stukkie lees van dit. On one occasion, I recall having a glorious experience that completely transformed my whole concept of this life in Jesus' blood, which is now a part of me. I had just taken communion and I was enjoying a deep meditation in my Lord when my spirit was taken into the Holy of Holies in the heavens. The Ark of the Covenant shone full of radiant energy impossible to describe. It was like an incredibly dense, churning fire. Rays of light beamed out of it. Then I saw Jesus come in. I could only see his white and gleaming garments, for his countenance was hidden behind the radiant glory that surrounded him. A weightless, volatile-like liquid floated before him, moving towards the ark. It was his blood. Suddenly, he placed it on the mercy seat between the 2 cherubim that stand over the cover, and the magnificent power was unleashed, the likes of a detonation of an atomic bomb. Everything in heaven and earth shook violently, and an eternal thunder filled the entire place. At that moment, the limitless power that emanated from the blood of the ark reached me. I felt as if thousands of volts of electricity were going through my body. It turned red. His blood saturated every atom of my being, and the power of the ark was now upon me. I saw as if it were thousands of circular lightning bolts running through my entire body. I thought I was literally going to die. It was unbearably powerful for a mere mortal like me. Then his voice rang out loudly, saying,
The Father has received my blood, and now it has united with his spirit. Receive the life in my blood. Something beyond my reasoning engulfed me that would transform everything that I ever knew about his blood. Then once again I was back in my room, but everything within me was different. I would never again deem Jesus' blood as a ritual or verbal proclamation as I had learned before. For now, I was something that would lead me to a more profound knowledge and understanding of God. Peter's writing about his divine life began to make much more sense. It was like finding a seam of gold in a mine that I just had to follow. Partaking of his blood and flesh led me to an amazing knowledge of God, with his life continuing flooding my spirit day in and day out. The rivers of life flowing within me began to be real, first filling me with soul and then my entire body. Logically, this began to transform my health, my energy levels, and my strength. I had greater endurance with young people struggling to keep up with me and my rhythm of life. God's light is found in his blood. John 1, verse 3-5. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. The life of God is a liquid light that runs through Jesus' veins. And this light is clearly visible in the spiritual realm and greatly feared by darkness. Amen, Natasha. Vanoggend toe ons gebid het Natasha 'n visioen gehad wat ek wil hê sy moet deel, want Johan hulle het nie geweet toe hulle die worship voorberei het en ons die lied gesing het van We Are Standing in Holy Ground. En ja, toe sy dit, laat sy het self met ons deel. Dankie. Voordat ek die verbondsmaal doen, ek is besig met die verbondsmaal lys. So ek het hom gedoen tot so einde Julie. As daar nog van julle op is wat nie laas jaar op was nie, wat graag wil opwees, stuur net vir my boodskap dat ek julle kan opsit vir die res van die jaar. Ek het, om nou voor ek aansluit by Fransie ook vanoggend toe ons intersessie doen, toe ervaar ek net die Here wys vir ons of sê ons staan op heilige grond. En ek kon voel amper in die gees so woe, so gevoel so net asof ek God se hartklop hoor. En ek ervaar, hy vra, what will you do when I show up? En ek weet, omdat ons in die jaar is wat dit God se jaar is, wat ons die naam Yahweh en ons kan hom nader leer ken. Wat gaan ons doen om hom nader te leer ken? As ek kyk na die jaar tot nou, ons is nou aan einde Januarie en ons kyk bietjie terug en ek wil elkeen van julle vra, hoe ingestel is jy op God se hand in jou lewe? As jy terugkyk op die jaar sover, hoe het jy God gesien deurkom vir jou? In elke omstandighede, daai moeilike plekke wat jy hom inroep en vra, help my, wys my, gee my leiding. En ek besef net vanoggend, ek dink Hetty en jy het iets gesê van, as ons bid om te glo dat God gaan opdaag. En vir my die enigste plek is om dit werklik te kan doen, is wanneer ons 'n memorial in ons harte begin bou, of in jou joernaal te skryf om te sê, ek het daar gebid, en God het opgedaag. Dan volgende keer gaan dit makliker wees, om te weet ek gaan bid, want hy gaan weer kom. Dit kom nou by my op, daai memorial wat jy opbou, wat sê, Ebenezer, the God brought me so far, en hy gaan my verder vat. Terwyl ek deur Exodus lees, besef ek net weer eens, as ons kyk na die Torah ook, God is nie net 'n God van judgment nie. Hy het die Israeliete, ons is almal geskape vir 'n verhouding met die Here. So dit is 'n divine romance. Hy het vir 10 plaae homself aan hom hulle geopenbaar, sy getrouheid, sy voorsiening, al die goed wat hy gedoen het, en selfs vir die Egiptenaar het hy kans gegee om terug te draai na hom toe, as hulle dit sou aangryp.
En is dieselfde as daai, sien jy God se hand in jou lewe? Sien jy wat hy vir jou, as jy vandag terugdink wat hy gister vir jou gedoen het? Want Jesus is besig om ons, kan ons amper sê, daai courtship met ons ook te doen. Want ons gaan in 'n tyd in wat ons in daai Gosin kan ingaan. Maar gaan jy God sien in daai? Ek lees daai wat Frans ook gesê het van die 10 plaag, die 9de plaag met die duisternis. En Gosin waar die Israeliete in die lig gesit het, dit was nie lig oor Gosin nie, dit was lig in elke huis. En dit was God se teenwoordigheid daar. En dit is daai lig, sien jy dit, ervaar jy dit, want in al daai 10 plaag, het hulle, voor die 10 plaag, en toe Moses vir die eerste keer na hulle toe gegaan het, toe het hy gesê, laat my mense gaan, en Farao was so kwaad, en hy die lading gaan erger maak. Maar toe die eerste plaag begin het die Israeliete nie weer gewerk nie, want hulle kon nie. Daar was nie water om stene te maak nie. Nie een van daai plaag kon hulle eintlik weer, so God het klaar sy goedheid aan hulle geopenbaar, om daai las van hulle af te vat. So ek wil vandag, soos ons die verbondstekens vat, gaan dink 'n bietjie, hoe het God hierdie week, hoe het jy sy hand in jou lewe gesien? Want as ons dit nie gaan doen nie, gaan ons die jaar van God mis. En as ons dit nie elke dag vir onsself 'n halwe gewoonte maak, om 'n ingesteldheid te hê, om dit te sien, jy gaan die jaar verby wees, en jy gaan nie God se hand gesien het nie, jy gaan nie sy courtship ervaar het nie. So terwyl hulle vir ons ook uitdeel, en terwyl ons dit drink, kom ons dink, en kom ons vra vir die Here, hoe het ek u hand gesien, en begin 'n joernaal hou van daai. Ek bid net vir ons, dankie Vader vir u groot genade, dankie dat u met ons elkeen 'n verhouding wil hê. Ek bid dat u sal kom en vir ons Heilige Gees so sensitief sal maak vir God se hand in ons lewe, dat ons elke oomblik en elke sekonde van elke dag dit sal ervaar, en dat dit die memorial sal raak in ons lewe, die Ebenezers, om te weet, u gaan deurkom vir ons in elke omstandigheid, en u is met ons. Dankie vir die bloed van Jesus. Mag die bloed van Jesus ons DNA begin verander en ons terugvat na Eden toe, na toe alles perfek geskape was, en dat ons kan terugkom in daai verhouding met u. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.